aan die lig. En hoe meer hulle nader kom aan die lig, hoe meer wys U vir hulle, Here, elke vlek. Dis nie ons werk nie, maar U verander mense. En ek loof en ek prys U vanmôre, Here. Just Jesus only, my holy grail. Word U vanmôre in hierdie plek verheerlik. Dankie Heilige Gees vir U kosbare teenwoordigheid. Dankie vir U leiding. En Here, ek wil 'n proklamasie maak en ek wil sê en ek wil profeteer dat ek nie eens 'n voetstap wil gee sonder die leiding van Heilige Gees nie. Niks uit myself uit nie. Alles wat ek sê, alles wat ek doen, wil ek in die Heilige Gees beweeg. Want U sê, wandel in die Gees, dan sal jy die begeerlikhede van die vlees nie doen nie. En Vader, ons wil nie op 'n kansel, 'n ordynplek wat deur U gegee is, wil ons enige vlees toepas nie, maar ons wil absoluut dat die Vader hart van God deurkom sodat mense se lewe kan verander. Dis my gebed in Jesus naam en ons eer U daarvoor. Amen. U mag U sitplek neem. Kinderkerk kan vandag. Het jy die ouetjies geniet? Jesus het ek wel gedink, jy gaan nie die hele geprekte storie gee nie. Maar oké, dis nie wat ek gekies het nie. Ek sê julle, hy vra my man, hy luister, en hy hoor, ek maak seker 'n lys van omtrent 50 roei, né? Wat ek op die ding en dan sê Heilige Gees nie, daar. Ek luister na een, sê Heilige Gees daar. Hy sit hulle mooi agter mekaar. Dis nie kosbaar nie, né? Hy weet wat elkeen hier nodig het. Hy ken elkeen se hart, en hy ken self wat ek julle gesê, en hy gaan daaroor lede gee, hy selfs die kenner van die van die gedagtes van die hart. En u weet, die hart van die mens is seker die mees bedrieglike ietsie wat daar kan wees. Scary, maar dit is so. Dit is seker die mees bedrieglikste. Daarom is net God goed. Daar is geen goedheid in 'n mens nie. En wat Here Jesus sê, hoekom noem julle my goed? Net my Vader in die hemel is goed. En as ons roem in die Vader in die hemel is, dan weet ek, dan trap ons reg. En dan volg ons in wie se voetspore? In 'n kerk se voetspore of 'n persoon? Nee, in Jesus se voetspore. Hy het gesê, volg my. En het hy gesê, Robert, jy weet dat brilletje van jou nou langs die pad weggooi, en dan kan jy my volg. Hy het gesê, kom soos jy is. Volg my. Ja, ek gaan nie veel daarin ingaan nie, maar prys die Here. God is goed en die duiwel is in vuil goed. Hy is onder ons voete. Die Here Jesus Christus het op die kruis van Golgotha vir ons die grootste en die enigste prys betaal. En ek gaan 'n bietjie dit aanhaal, dis nou nie die volheid van my woord nie. En hy het vir ons gegee die sleutels van die koninkryk wat hy gaan haal uit die hel uit. Wat ek en u bind op die aarde, sal gebonde wees in die hemel. En wat ons daar ontbind, met ander woorde, genesing, vrymaking, bekering, daar wat ons ontbind, dit sal op die aarde manifesteer. En so, Pastor Laura weet nou die sissies van Ere, ek dink is so 2 weke wat die Here my vra, Ansie, ek het ook genoem oor die kanse, Ansie, en dis die woord van God, dat die groot moes gaan inkom in 16, ne? As die moes inkom, kan ek julle vertrou in die moes. Nie as nie, wanneer. Nie, ja, wanneer die moes inkom. Dankie, Jes. Ek hou van mense wat skerper is as 'n banaan uit. Ja. Wanneer die moes inkom, Ansie, kan ek julle vertrou met die moes. Want verstaan mooi, jy gaan bodybuilders inkom,
Hier gaan prostituie inkom, hier gaan lesbiene inkom, hier gaan drankverslaafdes inkom, en hulle gaan op hierdie plek vrykom. Hier gaan ouens kom wat van kop tot tone getatoeëer is, moet ek nou sy vleis aan sy wel afskeer? Waar dan kyk God na sy hart? Is julle gereed om hulle te ontvang? En ek wil by die voete van die Here gaan sit en ek wil net ietsie noem. Weet jy hoekom is die kinders van die Here, die liggaam van Jesus, jou vriend, jou man, die mense met wie jy te doen is, in so toestand, selfs die wêreld, want ons praat en wys vinger, ons bid nie dan, waar wen jy die eerste geveg? In die gees. Ek moet die oes inbid en die Here, jy moet nou net hulle stuur nie. En jy moet nou net al die heiliges dan, nie jou vir ons is hier is heilig nie man. So baie van ons wil baie goed sê, maar ons harte is nie eens reg. En dan sê Here wat die kenning van die harte so. Ek het met Vader gaan praat oor die goed. En ek het gaan sit by sy voete. En hy sê die volgende. Sê Vader vir my. Ek maak jou hart gereed. Kry my liggaam gereed om die oes te ontvang. Want ek weet jou. Soos ek sê, het was jare voor sy getrek het, was hy een van die tannies van die nag, hier in sy vriendinge. Ek het al beskerm in die gees, want ek het 'n herder gehad. Nie een van die broers het geweet nie, want ek het nie geweet het hulle self al bekend. Maar niemand het geweet nie. 2 mense in die hele gemeente, my bidders, het dit geweet. Want onthou, jy moet geeste bid en jy moet mense toemaak. Die transfer, né? En ek het altyd beskerm in die gees. Altyd. So, as hier nou kom, al hierdie sondaars kom in, want vir wie het Jesus gesterf? Perfekte mense of sondaars? So, as hulle nou allemaal hier inkom, of hulle ryk nou soos 'n skoorsteen, hulle lyk nou soos 'n skoorsteen, hulle doen nou alles, verstaan maar hierdie woord is om geen sonde goed te praat nie. Ek is nie vir sonde nie. Maar ek is nie daar om jou sonde uit jou uit te pluk nie. Heilige Gees is daar. Wat is ons probleem? Die kerk, die pastore, bid te min vir die mense. As die Here vir my die gawe van onderskeiding gegee het, en ek onderskeid aan die kerk, ek gaan jou nou gebruik as 'n voorbeeld. Dit en dit werk in aan die kerk se lewe. Ek sê nie dit is so nie, né? Dit en dit werk in aan die kerk se lewe. Weet julle wat is my verantwoordelikheid om in intersessie te gaan vir haar? Want die Bybel sê, as jy jou broeder sien sonde doen, wat nie tot die dood is, dan is 'n sonde tot die dood. En ek dink dis die lastering teen die Heilige Gees. Maar as jy hulle sien, 'n sonde nie tot die, moet jy wat? Vir hulle bid. Want wie verander mense? God verander mense. Sy Heilige Gees. Kyk, ek het al baie jare en ek bid nou nog vandag ou agter die klankstelsel, hoor. En daar het ek vir jare alleen die Here gedien. My man is al my kerk toe gegaan. Niks, vir jare. Ek het al geleer vir 'n pastoor. Ek het eintlik baie goed gaan leer. Ek dink as ek almal goed gaan het, maar seker ook 'n Jutta en 'n TikTokie kry, maar worry nie daaroor nie. Dan sit ek en doen ek my huiswerk. My een kind is in matriek, my ander kind is in graad 1, groot kerk. Dan ek het matriek wat ek moet leer en ek het graad 1, toe die syllabus nog verander in daai tyd. Dan leer ek vra my man tot 4:00, 5:00 in die oggende, staan ek op, baie mense staan ek op, maar dit is maar ek is aan die gang ou. En dan maak ek gou my huis skoon, vat my kinders skool toe, dan begin ek weer verder leer. Ek
Ek het alles ingesit in God se woord. Maar weet julle wat? Met die jare het ek geleer dat aansien, hierdie is God se mense. Hy het hulle by die naam geroep. Hulle is God se mense. As jy nie kan doen wat Jesus 'n voorbeeld was, ons eersteling vir die mense van God nie, dan is jy nie geroep vir dit nie. Ek praat nou van die herders, né? Nou herderraad funksioneer baie anders as die ander vyfvoudige bedieninge. Ek gaan vanmôre 2 aanraak. Simon, Petrus en Johannes. Jy gaan nou sien, en hierdie is suiwere leering vir u. Indien u voel, u weet nie wat is die roeping of die bediening. Want nou, ek is dalk geroep vir dit, 'n pastor. Ek gaan geen loon daarvoor kry nie. Dit wat ek doen vir die wees en die wederwees, en dit wat ek doen wat ek vir die liggaam van Jesus gebede wat ek insit, dis waar my loon lê. Ek gaan dit vir die weermatroon voor die van Jesus kry. En dan dink ek aan hy liedjie, moet ek gaan met leerhande, moet ek so my Here ontmoet. So baie van ons sit en ons kry nie, ons gaan met die leerhande. Ek het die hele uitleg, dat jy vir jou roeping is waarvoor jy gebore is. Dis waarvoor God in jou gelê. Ek het die hele uitleg, ek het net so dik handleiding, praat met my, ek sal hoor iemand dit van ons kan afrol, vul dit in, ontdek jou roeping, ontdek jou bediening, ontdek jou latente gawes, ontdek jou gawes wat nou manifesteer, en dan kom jy geaktiveer om iets van God se koninkryk te doen. Ek het wel op die burn-out dingese, ek het ook daar ons temperamente, waarmee God ons geskaap het, elke ou het 'n temperament. Ek het 'n temperament, 'n baie hoë koleriese temperament. Gister was vir my te laat gewees. Moenie vir my sê jy kom nie, vir 10 minute aan mekaar. Dan doen ek dit self. Maar ek moes leer dat dit koms en dit pros. Baie van ons ken nie eens ons liefdestale vir mekaar nie. Daarom kan ek maklik vir Tannie Catherine, sy is byvoorbeeld 'n dademens. En dit is haar liefdestaal, dit is waar God haar geskaap het. Waarmee hy haar geskaap het. Nou moet ek nie verby Tannie Catherine loop nie, ek moet haar groet. Want sy sê daar, wys, gee maar, ek is kwaliteit daar. Ek is altyd kwaliteit. En alles wat ek doen, I want the spirit of excellence, Andre. Kom kyk maar my huis, alles wat ek oppak, a spirit of excellence. So, ek het hierdie hele lesing, sodat u self kan ontdek, om bekwaam te word, om buitekant uit te gaan, en daar 'n verskil te maak. Waar gaan jy 'n verskil maak? Ek vat nou vir Louie en agter. Hulle maak 'n verskil in hulle team, in hulle huis, in hulle familie, in hulle team, hulle is Little Calls Big Heart. Hulle gaan uit, hulle gaan bedien in die rural gebiede, bedien hulle die honde, hulle gee hulle gratis kos, hulle werk op donasies. Hulle kan vir daai mense en hulle doen dit. Hulle gee vir hulle die evangelie van Jesus Christus. OK. Nou my tema is, en jy kan die woord bepak in Johannes 21 vanaf vers 3. Ek lees hom net van daar af, want ek hou nie baie mense, en ek hoor dit so baie. Hulle vat een ou teksversie, die Here het nou net gesê. Slaap hulle almal daarmee. Ja? Hulle slaap hulle daarmee. Die Here het die woord gebruik. Hy tigtig wel die gees. Wie tigtig hulle? Die Here tigtig ons wel as ons egte kinders is. En die kerk het regtig 'n groot, ek praat as ek sê kerk, praat ek nie van hierdie gebou nie. Ek praat nou van die liggaam van Jesus Christus. Het 'n groot behoefte aan ware leerlinge. Want wat sê hy, as ons by mekaar kom, dan wat moet ons doen? Toerusting ontvang. Hoekom moet jy toerusting ontvang? Om dan buitekant 'n verskil te maak. Om in jou eie gesin 'n verskil te maak. Om in jou kinders se lewe 'n verskil te maak. Om in jou buurt. Wat
die Bibel sê, die duiwel bly daar. Das beleid, ek weet nie eens hoe meer hond is my nie. Ek het gehou van spoed. My halfbroer Louis was hy was 'n renjaer. Ek het gehou van spoed toe ek die weer voor ek opgekom het die X4 gery. Ag, die M4 gery. Kyk, ou Kirietjies, een van almal se kleinkinders, hy het altyd so gesit op die sitplek, hy het nie vasgegorrel wees, hy het niks gehou daarvan nie. En as ons begin wegtrek, dan laat die spoed agter. Ek het gehou van spoed, maar nou raak het uit. Johannes 21 vers 3. My tema is die ware liefde vir God se mense. The compassion for the people of God. Wie huil nog as hy hoor sy broer het in sonde verval? Ag, prys die Here vir tweede gemeente. Baie, wie huil nog as hy hoor die vyand het iemand van stryd afgebring? Ek huil vir God. Ek noem dit nie. Ek het 'n paar intercessors wat ek vra, wat sal my vir dit? Ek gee nie detail nie, want ek haat dit om mense te ontbloot. Maar I've got a compassion for the people of God. Soos wie 'n compassion gehad het op die kruis van Golgotha. Jesus, ewige prys gebetaal. En hy die hart, weet jy wat, Jesus het soveel angste gehad oor dit wat vir hom voorgelê, hy het nog gegaan. Simon Petrus, het jy my waarlik lief? En vandag kan jy die antwoord gee, het jy God waarlik lief? Jesus vra hom 3 keer, die presies dieselfde hoeveelheid, wat Petrus hom verloor het. 3 keer, en jy gaan sien, dit gaan oor verskillende stadiums van gelowiges. 3 keer vra Jesus hom, Petrus, het jy my waarlik lief? Weet jy in daai tyd, en daai 3 keer, wat hy Jesus gevra het, ek gee jy wysheid nou. Ons moet met mense regwerk. Ons moet die vraag vra, wat 'n verskil in hulle lewe maak. Want Jesus vra daai vraag 3 keer. Wat het hy in daai 3 keer gedoen? Hy het Petrus ontlont. Die kere, presies soveel keer, as dat Petrus Jesus verloor het. Want dit nou Petrus het mos op die water geloop, en toe was hy 'n failure in sy eie oë. Toe het hy Jesus gesê, voor die haar 1 keer kruis en met 3 maal verloor. Toe verloor hy het aggressief gesê, hy het op hulle geskree, sê die teoloog, ek ken hom nie. Ek gaan rustig bedien, maar ek wil sê. Jesus het die geestelike ontlokking om hom gedoen, die laaste boek, die laaste opdrag, die laaste stuuraksie. Toe Jesus 'n ontlokking op Petrus. Dis die laaste boek van Johannes. Ons het nou gedink Johannes is nou die ou wat Jesus gaan gebruik. Ja, die Here het hom ook gebruik, want luister mooi, hy het met hulle 2 gepraat. Jy weet ook met die nagmaaltafel, of eintlik die Pasga, was daar 'n tafel gedek, en die lammetjie en die brode moes voorberei geword en dit was 'n maaltyd. Nou is net die brood en net die wyn druiwesap, ons drink nou die wyn nie, want ons weet nou nie wie die swakheid vir 'n doppie of 2 nie. Ok, so net dit is nou die tafel van die Here. En wie dek hierdie tafel? Jesus het hom reeds gedek op die kruis van Golgotha. Johannes 21 vers 3 sê, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Verstaan mooi, hier sê hy van Simon Petrus. Maar Jesus het klaar sy naam verander. Nou net Petrus, né? Maar oor hy geval het, en hy voel hy die Here teleurgestel, kom sy herkoms weer na vore.
En kyk die genadige God wat ons sien. Vers 3 sê, ek gaan versom. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim. En in daardie nag het hulle niks gevang nie. Hier is eintlik is dit absoluut wanneer jy jou eie kop volg en nie die leiding van die Here nie. Nothing is going to manifest. Ek sê mos, baie keer is die kinders van die Here se, ken julle ou, is dit Frank Sinatra, I did it my way. En hier is 'n bewys. Toe Simon Petrus wat klaar, Simon was sy afkoms, sy herkoms, dit was sy naam. Dit was sy bloedlyn goed. Toe hy besluit, hy wil nou vis vang. Toe sê almal, ek gaan saam met jou, omdat jy 'n besluit geneem het. Maar hy moet die Here geraadpleeg nie. Sy naam was reeds verander na Petrus. Die fondasie van sy openbaring wie Jesus is, het vir die Nuwe Testamentiese kerk 'n legio van gesag, van heerskappy, genesing ensovoorts ontsluit. Maar hier noem hy homself, ek gaan terug na waar ek vandaan kom. Kom ons lees waar die Here sy naam verander. Matteus 16 vers 15 sê, en hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Ek vra u die vraag, het u hom waarlik lief? Wie sê julle is hy? Is hy die een wat oordeel? Is hy die een wat jou kritiseer? Of is hy die een wat jou gaan lei op die regte pad? Lei eers die Heilige Gees, wanneer jy oorgee aan hom, tot die pad van heiligmaking. En Simon Petrus, was hy nou nog steeds Simon Petrus, antwoord en sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus hom en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona. Nou wanneer jy vir iemand sê Bar-Jona, sê jy eintlik jy is die seun van Jona, Bar, seun van Jona. Salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Waar kry jy die openbaring? In die vlees? Deur die Heilige Gees, wie Jesus is. Daarom moet ons meer bid vir mekaar. Meer bid en minder praat oor mekaar. Ons het bid, dan gaan daar verandering in mense se lewe. Wat is die Here wat die openbaring gegee? Ek is besig met sonde. Maar my Vader wat in die hemele is, ek wil eendag preek oor die hemele. Matteus 16 vers 18, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, die liggaam, nie kerk nie, die liggaam van Jesus. Waarop? Op die openbaring van wie Jesus Christus is, die Seun van God, wat ons kom vrykoop van alle sonde, wat ons geneesheer is, wat ons saligmaker is, die een wat ons vredevors is, van wie die openbaring, op daai openbaring, gaan ek my liggaam bou. Wat het ingesluit in die liggaam van Jesus? Baie ander openbaring. Gemors, man. Bly weg, gemors. Dis hoekom die kerk in my hart huil daaroor, want ek huil vir God. Dis hoekom God se mense in so 'n toestand is. Nee, hulle kan vinger wys, maar hulle kan nie gaan bid, soos wat hulle vinger wys, dat die Here daar ou se aarde, dat hy die same revelation kan kry, as wat ek het van wie Jesus vir my is nie. Op hierdie rots onwankelbaar, want Jesus Christus is die rots. Op hierdie openbaring, dat ek onwankelbaar is, dat ek die Seun van
God is, dat ek die saligmaker is, dat ek gaan op die kruis sterf, dat ek hierdie liggaam vrygekoop het van alle sonde. Weet jy hoekom bly mense in sonde? Hulle word meer wonder toegedien. They don't know the love of God. Die liefde van God het my Vader. Prediking is goed. Ek predik ook sonde. En ek gaan nooit ophou sonde predik. Maar die liefde van God het my verander. Luister gou wat sê hy. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nooit oorweldig nie. Wanneer jy hierdie encounter, hierdie revelation het van wie Jesus Christus is en wat hy op die kruis gedoen het vir jou, wat sy liggaam en sy bloed vir jou gedoen het, as jy die krag van die bloed verstaan, en jy daai goddelike revelation, sal geen poort van die hel ooit kan oorwin nie. Sonde kan maar kom, hy sê jy gaan in die duiwel geen vakplek gee nie, want jy sal hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van jou getuienis. Jy het 'n anker wat jou siel vashou, jy sal nooit die liefde hê vir die sonde nie. You've got a revelation van die prys van Jesus Christus. Die doderyk, die plek van vernietiging, the gates of hell, sê die Engels, and the gates of hell will not prevail against the church of the living God. If you got a revelation about Jesus, nothing will ever harm you. Dan kan jy staan in armoede. Dan kan jy staan op 'n, ek is bietjie dronk om my kop, ek dink dit is die salwing. Dan kan jy sit op 'n asook soos Job. Jy sal God nooit verloor nie. Dan kan jy sonder 'n bord kos gaan. Jy sal nog steeds jou roeping, jou bediening uitleef. Jou kind kan in 'n dood afstaan. Jy sal vas staan. Niks, geen doderyk, no gates of hell will prevail against you, child of God. Matteus 16 vers 19, en ek sê jou die sleutels van die koninkryk. Hy praat sy nie net vir Petrus nie. Eintlik, hierdie openbaring, wanneer jy maar na openbaring het, kyk baie mooi, en so baie kritiseer dit. Kyk mooi, mense stap in 'n vertrekking, daar's demoniese geeste, hulle dryf dit net so uit. They've got the keys of the kingdom. Maar weet jy wat? They've got the revelation. Who is Jesus? Hy sê, en ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Geen beperking. No limitations, Louis. No limitations. Wat jy sal bind, sal gebind word. Ek gee nie om of hy 'n prins of Persia is nie. Ek gee nie om of hier 'n hoergees is in Sekunda nie. If you bind it, it will be bind in Jesus' name. Ek gee nie om of dit egskeiding is nie. If you bind it, it will be bind in heaven. En wat jy ook, hy sê, en wat jy ook al mag bind, op die aarde sal gebonde wees, en wat jy in die hemel mag bind, sal ook in onbonde wees. Kom ek lees hom weer mooi. Hy sê, en wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook al op die aarde mag ontbind, dit sal in die hemel ontbonde wees. Ek het een keer 'n preek gepreek, gaan haal uit die hemel uit, en manifesteer dit op die aarde. Because you've got the keys of heaven. En dan gaan ons aan met Johannes 21 vers 4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Dink jy Jesus het nou nie geweet dat hierdie twee, dis hierdie die ou disipeltjie van hom, hierdie enetjie wat hy uitgekies het om die openbaring van wie hy is, die gemeente
eie wil te doen nie. Hy het gesê, kom julle ouens, kom ons gaan vang vis. Hy weet wat in elkeen van ons lewe aangaan. Alles, niks is verborgen vir God. Niks. Nie jou gedagtes, nie jou hart nie jou handelinge nie jou woorde nie, niks is verborgen vir die Here nie. Nou sien hy hier die ou Petrus, hy het toe sommer nou al klaar die verlede gaan vat, ek is 'n niks werd, ek is later as 'n gebakte wat is dit nou, eiertjie. Ek is sommer Janie Jammerdenis. Hy klaar sy afkoms gevat, maar hy het nog nie die naam Petrus verloor nie. Luister gou. En toe die dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disciples het nie geweet dat dit Jesus was nie. Want dis nou na die opstanding, voor die hemelvaart. Dis die derde keer dat hy sy disciples verskyn, né? 40 dae het ons voor die hemelvaart op die aarde gewees, né? En Jesus sê vir hulle, my kinders, het hy vir hulle gesê, hey, het jy alweer iets gaan doen wat jy nie moes doen nie? He never ever spoke a foul word about anybody. Wanneer hy met hulle gepraat het, het hy verbondskap, het hy genootskap, my kinders genoem. En weet jy wat? Ek is lief, laas jaar het ek baie gedoen. Heilige Gees my gesê, sit eers op rukkie, ek het baie gebid oor wat ek moet doen in die gemeente. Sit dit eers bietjie eenkant. Ek is lief om te sê, geliefde huisgenote van God, because you've got an identity in Christ. Geliefde broers en sisters, you've got identity in Christ. Maar as ek weer sê, jou sondaar, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom nee. Jesus vra hulle, wat kan jy my gee? Wat kan jy my vandag gee? Hulle sê niks, wat my eie wil. Met my eie wil ek niks vir Jesus bied nie. Ek kan niks vir Jesus bied van hom, want ek het in elk geval niks. Dit was 'n dooie spul wat ek daar gedoen het. En Jesus sê die volgende, Jesus sê vir hulle, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei, en julle sal kry. En die opdrag van Jesus doen hulle dit. Wat was die uiteindelik? Sukses. Op opdrag van Jesus doen hulle, en hulle het toe gegooi, en deur die menigte van die visse, was hulle nie in staat om dit te trek nie. Wanneer ons net hoor wat Jesus sê. Daarop sê die discipel, Simon Petrus, die een, excuse, Johannes 21 vers 7 sê, daarop sê die discipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, God het sy boekleed op hom, dat hy sy visserskleed aangaan. Maar klaar, I worship only, geen guilt, geen niks nie. Wanneer ek werklik God in gees is ek nie bewus van my sonde nie, behalwe as ek bewus is van sonde, dit gaan jou vrymoedigheid weg, want dit gaan die skuldlas op jou bring. Maar hierdie Petrus, hy voel omdat ek hoor wat sê die woord, en toe sê met Petrus hoor dat die Here is, God is sy boekleed om, want hy was naak. Nou vraag ek dieselfde vraag, wie het vir jou gesê jy is naak? Satan. Wie het vir Adam en Eva gesê toe hulle sonde gedoen het? Hulle is naak. En ek wil sê, wie jou Satan? En werk homself en sê, hy het so skaam gekry in die teenwoordigheid van Jesus. Toe hy hoor dis Jesus, sy oog gaan oopbloei, toe kry hy so skaam, want hy het net sy vis, hy was nie heeltemal naak nie, hy het sy visserskleed, hy gaan doen maar navorsing, hy het sy visserskleed aangaan, maar hy is so skaam vir Jesus, dat homself in die see werk. Amper soos Jona.
maar hulle het Jode net ingegooi. Johannes 21 vers 7, en toe sy naam en raak sal verseën. Petrus' skande was absoluut uit Satan gebore. Maar het ons nog daai respek en godsvrees vir mekaar en in sy liggaam, dat ons nie eens met sonde in mekaar se teenwoordigheid wil kom nie. Want hoekom? God sê, ek leef nie meer in tempels wat met hande gebou is nie, maar ek leef nou in julle. Net in hierdie sin in Johannes 21 vers 7 is 2 roepinge uit die Here geopenbaar. En ek gaan gou lees 'n teaching daaroor gee. Hierdie 2 het ook saamgegaan om die Pasga te gaan voorberei. Nie die nagmaal nie. Die nagmaal het opgestaan in die middel van Pasga. En toe hy die brood breek, toe sê hy, neem, eet, dis my liggaam. Ek gaan nou nie die nagmaal breek nie. Hierdie is my beker, my bloed in die Nuwe Testament. Die nagmaal, Jesus het opgestaan in die Pasga. Die Ou Testamentiese klop gemors en alles het weggeval. Kyk, ek het nou 'n Nuwe Testament wat in 'n nuwe verbond wat in my bloed geskryf is. Maar hierdie 2 roepinge staan op in daai opdrag. Luister gou. 2 roepinge het gemanifesteer. Wat is die 2 roepinge uit die Here? Johannes, en dit is hoekom baie mense gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. En ons kan daai woord vat en ons kan mekaar slaap. Maar hy sê woord, maar jy gaan ten gronde, net oor sonde wil ons dit doen. Net om sonde mense se lewe uit te wys, wil ons dit gebruik as 'n wapen. Maar hierdie 2 bedieninge is Johannes. Jy sê, ek sê altyd, wanneer mense nie meer aan jou kan onderwerp, aan jou gesag nie, as leier nie, you've got a problem. Kry hulle uit. Want die Here bevrug Pastor Sakkie as 'n apostel, vir my as 'n pastorale herder, en ons moet die volk die regte lering gee. Die apostel, Johannes, is 'n apostel, is 'n evangelis, hy is die skrywer van die evangelies, ek is lief vir Johannes, daar is allemaal goddelike openbaringe. Hy word bevrug deur die Heilige Gees. Johannes stel Jesus aan die mens voor. Jesus as God stel hy voor in sy vleeswording, want hy het dit ook aanskou. Daar is die lam van God. Die lering wat ons mense moet gee. Want hulle ken nie hulle roeping nie, dan vat hulle stryd met die kerk. Dis die lering wat ons hulle gee. Ek is 'n apostel, ek is 'n evangelis, ek is dit, ek is die doper, ek is dit, en nou God het my uniek geskape. Met my roeping, met my gawes, met dit wat God in my, het Pastor Sakkie gedoen. Daarom kan hy nie aan bande gelê word nie. Daarom moet hy sy bediening kan uitleef nie, maar hy het nog steeds 'n plek, 'n samekoms wat hy by mekaar kom, waar hy kies om hier in die voedsel te kom kry. Maar hy het 'n roeping en 'n bediening uit wie gekry? Uit God. Ek was nou dat ek uit God uitgebore, en daarom gaan ek, maar ons 2 moet aan mekaar onderwerp. Dit is die Here, dit is die 2 bedieninge wat die Here die hele tyd saamgebring het. Interessant, die 5voudige bediening het hy juist die evangelis en die pastor die meeste saamgebring. En Johannes het gesê, doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hy beskryf baie die nuwe wet van en die nuwe verbond van die liefde. En sy wekroep Johannes is, wees lief vir mekaar. Dan Petrus, hy die pastorale office. Dis hoekom die Here hom gevra, gaan jy my lammers, sal jy my skape kan laat wei. Hy die pastorale en selfs Johannes, hy die evangelistiese office. Hy is nie net die evangelis nie.
He's got an office. Daar's 'n verskil om 'n bediening te hê en 'n office te hê, né? Pastor Sakkie het 'n office of 'n evangelist. So daarom gaan hy uitgaan, soos Reinhard Bonke, he's got an office of 'n evangelist. En wat het hy altyd gesê, Pastor Sakkie? Die Here het jou lief. Roy he's got an office. Hy's ook nie soos ons twee, skaam ons sonde te preek nie. Maar wat is sy Jesus like toe? Nou Petrus is die pastorale office, hy's die herder, en ook die skrywer van die evangelie deur die Heilige Gees ingegee. Petrus stel die mens aan God se karakter weer voor. En die eienskappe wat 'n ware kind van die Here behoort te hê. Hy praat baie van broederliefde. Hy pas die liefde toe in sy bediening. Mens sal dit nou nie glo nie, hy wat Jesus verloor het, né? Geduldig te wees in die verdrukking. Dit gaan lees in 2 Petrus. Wees geduldig in die verdrukking. Dis hoe jy moet optree in die verdrukking. Dis die liefde van die Here in 'n herder vir God se lammes en skape. Wat 'n suksesvolle bediening beloof. Al 5voudige bedieninge moet kan werk, maar as daar nie 'n herder is in 'n gemeente nie, julle luister hierdie pastoor se hart. Ek beskerm almal. Dis my hart. Ek het 'n herder hart. En ek sal, tot nie goed altyd gesê, vat en aansie se mense en jy het 'n leeu by die vuurpad. As iemand na my toe kom en sê, Pastor Laura, Pastor Sakkie sê, luister jy praat nou teen 'n man van God. Luister jy praat nou teen 'n van, ek is nommer 1 daar om te beskerm. En dan kan ons saam bid oor die saak, en ons kan hulle toevou en gee Paulus op hulle af. Dis die liefde van die Here in 'n herder vir God se lammes en skape, wat 'n suksesvolle bediening beloof. Daarom as iemand kom steel, slag of verwoes, raak dit die herder hart ontsaglik erg. Ek is nou eers van gister af, ek was alleen by huis, het ek vir die eerste keer oopgebreek vir God oor 'n incident. En ek het gister eers genesing gekry. Daarom kan ek met salwing van nou af sê, ek kan op daai gebied bedien. Goed, dan Johannes 21:8, maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en 'n brood. En Johannes 21:10 en Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. God het openbaar daar, nie daarop preek. Johannes 21:11 sê, Simon Petrus, hy moes eers die visse gaan haal, nie Pastor Sakkie. Maar sy giel het hom so opgevreet, dat hy gaan met daai net sleep tot by die Here Jesus. Luister wat doen hy. Het in die skip geklim en die net op die land getrek. Vol groot visse, 153 in getal, alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Alles wat uit God in is, het geen skeure nie. Geen skeure nie. En Jesus sê vir hulle, kom eet, en niemand van die disippels het gewaag om Jesus vat. Dan sonder Jesus op Petrus uit. Johannes 21:15. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, is hulle almal hier? Sy vraag wat ek u wil vra vanmôre. Het jy God waarlik lief, meer as almal wat jy aanskou, wat jy in jou huis weet, wat jy in jou familie weet, het jy Jesus meer as hulle lief? Luister wat sê Jesus. Hy noem hom Simon. Hy klaar onderskei. Hy klaar die volledige vat in sy eie gemaak. Hier het Jesus
verwagting van Petrus vanweë sy goddelike openbaring, wie Jesus was en die rots waarop hy die openbaring wil bou. Matteus 16 vers 17 tot 19, Simon beken. Simon beteken eintlik 'n oor om te hoor. Hy het nie baie mooi gehoor nie. Simon seun van Jona, jou afkoms, jou herkoms, tel nie vir my nie. Ek kan maar in die gates gesit het, as Jesus jou vrygemaak het, soos wat ons daar gesing het, dan is jy waarlik vry. I traded my shackles for a glorious crown. Daar is niks wat jy kan terughou nie. Jy moet daai kleed verbrand, die kleed van veragting moet jy verbrand, Simon. Jy moet dit verbrand, because why? I've got a purpose for your life. Het jy my waarlik lief dat jy al die suffering vir my naam sal vat en nie aanstoot van my sal neem nie? Eindelik vra Jesus vir Petrus, gaan jy my eer in alles? Will you adore me in anything? Het jy waarlik 'n heilige goddelike vrees vir hierdie rentmeesterskap wat ek op jou lê? Bemin jy my waaragtig? Om iemand lief te hê en iemand te bemin is twee verskillende aspekte. Ek gaan nie vir jou vrede moet ek moet klaarmaak. Het jy waarlik 'n heilige goddelike vrees vir hierdie rentmeesterskap? Ja, Pastor Sakkie, ons ken dit wat ek bediening is. Ek is nou so groot in die Here en ek gaan dit doen, ek gaan dat, en hier kom daar 'n intercessor, en het word aangesit, môre los hulle alles, dan los hulle dit. Het jy werklik 'n godsvrees vir die roeping wat op jou lewe neergelê is? Want wie lei skade? Wat gaan hy bou? Sy liggaam gaan hy dan openbaar bou. Jy moet weet wie wat jou roeping, wat jou bediening is. Soos Pastor Sakkie, ek verwys al die evangeliste na hom toe. Vat hulle, trein hulle, gee hulle leer omtrent dit. Pastor Laura as herder aan, ek sal al die herders na toe verwys. Verwys die mense wat 'n heilige hart het vir God se mense na Pastor Ansie toe. En weet jy wat? Op daai oomblik erken jy die roeping en die heilige godsvrees wat God in jou belê. En dan gaan jy nie weer te strewig raak en sommer bedank en verdwyn. You are a one-man show. You're not undercovering. En hoor wat ek vandag vir jou sê. Elke baksteen, elke aanstoot, elke kritiek, elke oordeel waarmee jy geoordeel het, gaan vir jou tref somewhere along the line. Daarom is dit so belangrik om te onderwerp. Hy antwoord op, ja, Here. Hoeveel van ons doen dit? Here, U weet dat ek U lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers by. Verstaan? Lammers. Ek gaan nou by dit kom. En vers 16 sê, hy vra hom weer 'n tweede maal. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, eintlik nonchalant, ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Dis die herder. Toe sê hy, pas my skape op. Petrus is die herder, né? Maar hoekom moes Jesus dit in Petrus belê? Want Johannes het geweet waarvoor hy geroep het. Dit wat hy gedoen het, hy was nou nie 'n man van aansien en die ander mense so kon nie. Hy het mos nou wat se kleed het hy gedra, pastoor, en hy wille, wat is dit nou, ek kan nie haar naam onthou nie. Dylan is so lief vir dit, op sy brood, heuning, hy het wille heuning en daar goed geëet, né? So ek sien nou, hy sê die vloeie om Johannes, want hy het ons daai ding gedra op ons stoel. Maar hy het geweet, hy het gehoor by God, gaan, berei my reg voor, gaan en maak disippels, doop hulle. So Jesus het geen probleem met Johannes, met daai bediening nie. Hy het 'n probleem
wat dalk hield in sy hart toegelaat het. Voor Jesus die versorging van sy mense vir Petrus gee, toets hy die hart van Petrus. Hy wou eers Petrus sy hart gebreek het. Het jy geweet baie keer, 'n herder se hart word meer gebreek as die skaap se hart gebreek word. Want as 'n skaapie of 'n lammetjie, as hulle seer kry, huil die herder vir God meer. Julle is lankal oor dit en hy en hierdie pastoor nog steeds vir die Here. Here, daai een en dit, Here, daai moet werk kry. En Here, ek gaan veg die gevegte op my knie. Ek kan nou net my knie nie, maar doen op boude werk, okay? En ek het 2 keer die vervangings gehad, maar nou ja. Jesus toets sy hart eers voor hy sy mense in versorging kom gee. Hy wil weet of hy Jesus meer lief het as alle aardse besittings. Het jy nog die agape liefde vir 'n siel? En al 2 kere antwoord Petrus met 'n philo liefde. Daarom het Jesus hom 'n 3de keer gevra. Kan die Here ons vertrou om sy skape op te pas? Hulle rantsoene op die regte tyd vir hulle te gee. U sien, dis nie net 'n kerk opset nie, maar dis vir die liggaam van Jesus, wat die openbaring van Jesus Christus ontvang het. In jou huis, in jou buurt, in jou stad, in buitekant, in jou kinders se lewe. En Jesus dan, ek dink nou aan Aartie, hy's honger, né? Hy kom vra. Hy soek die herderraad van God. Kan hy ons vertrou met dit? 2 Korintiërs 5 vers 14 sê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Kyk hierdie goddelike geloof. Jesus het vir almal gesterf, nou is almal dood. Vir die sonde, né? En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en hulle opgewek het. Ek ken dis van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken. Johannes het gesien, dis my geliefde seun, hy het die vleeswording van Jesus gesien, né? Hy het beleef. Maar 2 Korintiërs 5 vers 16 sê, ek ken nie meer vir Michelle na die vlees nie. Indien ek die vlees sien manifesteer, waar gaan doen ek my werk? In my binnekamer, ek gaan bid verder. Ek ken dis van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie, want hy sit nou in die hemelse plekke saam met Jesus. En ag sal Vader, ek sluit af. Dan moet ons onderskei wat Jesus eintlik vir Petrus sê, van die geestelike onderskeid, tussen die lammers en die skape. Die hele woord moet vir albei bedien word. Jy water nie 'n woord af nie. Die lammers se dier, hulle kry presies dieselfde voedsel, maar hoe jy hulle hanteer, en wat jy eintlik, want dit hou jy, wat is die liefde? Die hele woord moet vir albei bedien word, nie 'n afgewaterde woord nie, maar daarom is maniere om met elkeen om te gaan. Jy kan ook nie met 'n ou mens werk, soos wat jy met 'n jong mens werk nie. Jy moet hierdie goed onderskat. Lammers beteken hulle is jonk in die gees, hulle is swak, hulle is broos. Jesus dra die lammers in sy arms teen sy bors. Die werk wat hy in hulle begin, sal hy volëindig. Jesaja 40 vers 11 sê, hy sal sy kudde lei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammermoeie sal hy saggies lei. Kyk die liefde van God vir 'n lammetjie. En voor die Here Jesus sy gemeente, die liggaam aan Petrus gee, as die pastor, as die herderbediening, wil hy moet snap hoe kosbaar is 'n lammetjie in sy oë. 'n skaap met 'n mate van groei, 'n
'n mate van geestelike standvastigheid en sterkte 'n mate van volwassenheid. Efesiërs 4:11 sê, en hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander leraars. Om die heiliges toe te rus vir 'n dienswerk. Die lammetjies, die skape, is die heiliges van God. Toe te rus vir 'n dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Jesus Christus. Nou ander ons breek nie af nie, ons bou op. Hoekom? Want ons moet almal kom tot die volwasse persoon in Christus Jesus. Luister nie, skud die stof van jou voete af met 'n negatiewe kritieke mens, hoor. Hulle bedink nie die dinge van God nie. Hulle is nie opbou bediening nie. Hulle is nie afbreek bediening, hoor. Weet julle wat? Ek dink Pastor Sakkie, Pastor Laura kan saam met my praat vir nou vir u. Weet jy hoeveel dinge onderskei ek? Maar ek sê nie 'n woord vir my man of vergeet nie. Ek gaan lê op my aangesig voor God vir dit. Dis jou taak van opbouing. Hy sê tot ons almal gekom het tot die eenheid van die geloof. So die lammetjies moet ook opgebou word tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Hulle moet daar selfe goddelike openbaring as Petrus kry. Tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dis op die kerk se missie. Dat ons almal saam sal opgroei tot die volwasse persoon in Christus Jesus. Dat sal niemand verder struikel nie. So jy werk met 'n lam bietjie anders as met 'n skaapie, né? 'n Skaap gooi jy vir my op die draai toe, okay? En jy nooi my. Ek speel se dan. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie. Wat soos golwe rondgeslinger word heen en weer, gedryf word deur elke wind en lering, deur bedriegery van die mense, deur sleë en lissigheid tot dwaling te bring nie. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. So ek en u kyk, jy weet nie alles nie. Ek weet nie alles nie. In liefde, luister ek op Pastor Sakkie, as hy apostel, evangelisties apostel, die amper praat. Ek luister in liefde, want nou moet ek by hom leer. En hy moet die lering dan gee vir sy disciples. Want Johannes het ook disciples gehad, nou Pastor, hy het disciples gehad. Nou moet hy dan, en wanneer hulle kom met negativiteit, wat geen liefde is nie, wat moet hy doen? Hy moet hulle lering gee om hulle te laat opgroei tot die volwasse persoon in Christus Jesus. Pastor Laura die herder. So sy hoor met ander ore as wat dis hoekom Petrus hoor. 'n Herder hoor met ander ore as 'n evangelis. Evangelis slag maklik. Hy is soos Pastor aan sê, ek is lus vir daai skaapie op die vuurtjie. Maar luister gou. Hy sê, luister onthou van Efesiërs 4:11 tot 15. Dis wat elke vyfvoudige bediening moet toepas. Ek en u moet nie sit en elke diens kritiek hê en kyk wie ryk so en wie ryk so en wie die skoene aan en wie dit aan nie, want ons almal moet alles in liefde betrag tot ons opgroei tot die volwasse persoon in Christus Jesus. Jy weet nie alles nie, hoor. As jy alles geweet het, dan was jy soos Henog getal by Jesus. Johannes 21:17 sê, hy vra hom die derde maal en ek sluit aan. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Petrus, die word hy net Petrus genoem, het bedroef geword, omdat hy van die derde maal hom vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape by. Antwoord, gee hulle voedsel. Wat is Jesus se doel om die derde keer te vra hierdie vir hom? Hy wou eers sy hart breek. Kyk of hy hart het vir God se skape. Toe hy regtig begin ween, Petrus. Toe hy begin ween en sy hart breek, toe sê Jesus, nou kan ek jou vertrou met
my skape. En ek sluit af 2 Korintiërs 7 vers 11 sê, want kyk, juist dit, dat julle bedroef geword het, volgens die wil van God, wat 'n groot ywer in julle gewerk het. Ja, 'n verantwoording, 'n verontwaardiging, 'n vrees, 'n verlange, 'n ywer, 'n bestraffing, en alles het julle bewys, dat julle in die saak rein is. God is bekommerd oor ons hartstoestand. Hy soek ons harte. Dit het seker by Petrus opgekom. Ek het my meeste 3 maal verloor, en nou moet ek my hart vir hom breek. Wat 'n genadige Jesus dien ek net nie. Petrus, die openbaring wat jy van my Jesus het, asseblief doen dit. Al die offices van daai openbaring, lei my skape en my lammers, leer hulle, voed hulle, die lammers gee hulle die voedsel wat hulle kan verteer, en voed die skape hulle vaste spyse, disciple them, gee hulle elkeen uniek die nodige voedsel. Dis hoe lief God julle het. Kosbaar. Jesus het vir elkeen gesterwe. En ek wil ook vir jou elke dag sê, Jesus het jou lief. Hy het die 5voudige bediening juist daar gestel, onderwerp aan dit, onderwerp aan die gesag. Want weet jy wat? Deur onderwerping, gehoorsaamheid is beter as enige offering. Jy kan maar aan buitekant baie loukruitjies werk nie, dit hou vir tyd lang. Max 3-4 maande. Kom alles op jou kop neer. Kom ons onderwerp, God het hierdie apostel, hierdie evangelis, hierdie office het God in hierdie gemeente gesit. En hierdie jaar ons nog lekker gesels, want ons ook 'n bietjie profetiese bediening, ek gaan nie enige profeet kry nie, daar's baie valse profete, gaan ons die 5voudige bediening laat werk, of nie laat werk nie, laat manifesteer in hierdie gemeente. Onderwerp aan dit wat God oor ons aangestel is, en verstaan mooi, Pastoor Sakkie kan nie soos ek funksioneer. Ek kan nie soos Pastoor Sakkie funksioneer. Daarom het ek hierdie lering gegee vanmôre. Dit almal sal weet, dat die office van die evangelist, die office van die herder, office of the pastor, is verskillend, en ons moet dit respekteer. Bybelies gaan in die vrede